Armand sit saam met sy mamma in die motor en wag dat die skool moet uitkom. Toe die klok lui, begin hy tussen die kinders soek na sy boetie en sussie. Hy is 6 jaar oud en in die kleuterskool. Sy mamma kom laai hom altyd eerste op en dan vir Wilbert en Luana. Hy wip na die punt van die sitplek toe en wys met sy handjie na die klein hekkie. Daar kom Luana! Sy het vir Wilbert gewen! Sy is vandag die wenner! Luana klim in die motor sonder om te groet. Mamma, daar's groot moeilikheid. Wilbert het met Kyle Meyer beklei. Hulle twee is by die hoof in sy kantoor. Mamma maak die deur oop en klim uit. Wag julle twee net hier. Sy stap vinnig na die skool se ingang toe. Armand is nou baie nuuskierig. Waaroor het hulle beklei, sussie? Luana trek haar skouers op. Ek weet nie. Kyle se sussie het net vir my geskree dat Wilbert Kyle se neus gebreek het. Armand se oogies rek groot. Sjoe, dan was Wilbert mos baie kwaad, nie sussie? Luana wys vir Armand om stil te bly. Sst, hier kom hy en mamma. Sy gesig is vol bloed. Mamma en Wilbert klim in die motor en mamma trek dadelik weg. Nie een van die twee sê 'n woord nie. Mamma ry vinnig en stop dan voor die hospitaal. Wilbert klim saam met haar af en hulle gaan by die ongevalle in. Kom maar gou praat die sussie. Armand is nuuskierig en kyk rond. Kyk, daar's ook 'n kind van julle skool. Hy hou 'n handdoek voor sy neus. Luana kyk na waar Armand wys. Ja, dis Kyle. Oh, sy neus bloei vreeslik. Kyk, sy sussie Else Marie kom na ons toe. Luana draai haar venster oop. Hallo Else Marie, groet sy met 'n dun stemmetjie. Jou broer het Kyle se neus gebreek, weet jy dit? Else Marie klink glad nie vriendelik nie. Luana sug. Ek weet nie hoekom moet seunskinders altyd vuisslaan nie. Weet jy dalk hoekom hulle beklei het? Else Marie skud haar kop dat die son vonkies maak op haar bruin hare. Kyle sê hy het net 'n grap met Wilbert gemaak en het sy Afrikaanse boek se hoekie omgebuig. Luana knik met haar kop. Wilbert is baie netjies op sy boeke, maar dit was seker nie nodig om Kyle se neus daaroor te breek nie. Else Marie skud weer haar kop. Ons gesin dink ook dit was onnodig. Daar kom jou ma en Wilbert. Ek loop liewer. Mamma en Wilbert klim in die motor. Armand vergaap hom aan Wilbert. Hoekom het jy swart gare drade aan jou bole, boetie? Wilbert lyk nie baie lus om te praat nie, maar toe mamma vir hom in die triespieeltjie kyk, antwoord hy vinnig. Dit is steke. Nou hoekom het jy steke in jou bole? Wil Armand weer weet. Wilbert sug en antwoord hom nie. Hy kyk by die venster uit en maak of hy nie mamma se kwaai oë in die triespieeltjie sien nie. Mamma skakel die motor aan en ry terug huis toe. Sy's glad nie vriendelik nie. Toe mamma by die voordeur ingaan, praat Wilbert met Luana. Wat wou Kyle se sussie weet? Luana kyk eers huise kant toe voordat sy praat. Else Marie sê jy het Kyle se neus gebreek. Wilbert lyk baie vies. Ja, nadat hy my lip oopgeslaan het. Luana lyk nie baie gelukkig nie. En dit net omdat hy per ongeluk die hoekie van jou bladsy omgebuig het. Wilbert se mond val oop van verbasing. Is dit wat hy vir haar vertel het? Juffrou het gesê sy gaan vandag vir ons boeke punte gee. Kyle loop toe by my bank verby en stamp my boek van die tafel af. Hy trap toe daarop sodat sy skoenmerk op die bladsy sit in die hoek ombuig. Luana kom staan langs haar boetie. En wanneer slaan hy toe jou lip oop? Wilbert lyk baie ongelukkig. Ek het opgespring om my boek te probeer red en hy het toe seker gedink ek wil hom slaan en toe slaan hy eerste. Mamma kom tot byna teen aan hulle toe sy vra. En was dit 'n rede om sy neus te breek? Wilbert laat sak sy kop. Toe my lip so bloei het ek nie gedink nie. Ek het net onthou dat daar in die Bybel staan 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Mamma vat sy skooltas by hom. Kom ons gaan binne. Jy het nie tot by Jesus se bergpredikasie gelees nie, want daar sou jy presies die teenoorgestelde lees. Dan onthou Luana skielik iets. Mamma, Tannie Cornelia was vandag by die skool om Antoinette se Bybeltjie vir haar te gee, maar sy was reeds weg huis toe. Sy het toe gevra of mamma dit asseblief vir Tannie Cecile by die werk sal gee. Mamma vat die mooi klein Bybeltjie by haar. Dis baie mooi. Goed, ek sal.
Mamma gee vir Luana en vir Armand van die kos wat sy gaar gemaak het, maar Wilbert kry sy sop wat hy met 'n strooitjie moet drink. Armand hou sy boetie dop en lag dan lekker. Boetie het nog nooit van sop gehou nie en nou moet hy dit eet met sy gare draadlip. Wilbert gee hom 'n lelike kyk. Hou jou neus uit my sake, Armand. Mamma kom sit by hulle aan tafel en bring Antoinette se Bybeltjie saam. Wilbert, mamma hou nie van jou houding teenoor Armand nie. Wilbert kyk skaam na sy klein boetie. Ek's jammer, Armand, maar my lip is baie seer en ek wens ek het liewer Kyle se nek gebreek en nie sy neus nie. Mamma is sommer baie ongelukkig. Wilbert, dis baie lelik. Hoekom bid jy nie liewer vir Kyle nie? Wilbert kyk weg. Ek kan nie, want ek is te kwaad vir hom. Hy's nou my vyand. Mamma maak die mooi klein Bybeltjie oop by Matteus 5 vers 38. Kyk net wat het Jesus gesê. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, en doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat dit reën op regverdiges en onregverdiges. Wilbert kyk na sy mamma. As ek al daardie dinge doen, sal almal dink ek is 'n lafaard. Mamma vryf oor sy hand. Nee, my kind, ons moet hard probeer om ook soos Jesus te wees. Kyle se neus is gebreek, jou lip is oop met 5 steke daarin, maar dit het nie die probleem opgelos nie. Jou boek is nog steeds vuil. Het juffrou toe punte daarvoor gegee? Wilbert probeer glimlag, maar gryp sy mond vas. Eina, moenie dat ek lag nie. Juffrou het gesê daar so baie bloed in die paadjies, dat dit vir haar sal voel asof sy die Rooi See probeer deurswem. Sy sal dit môre doen. Mamma lag en wys met haar vinger in die Bybel. Juffrou is soos wat Jesus gesê het, die sout van die aarde. Sy wou jou 'n kans gee om jou boek reg te maak. Hier staan dit in vers 13. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat bo op die berg lê, kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Wilbert het sy boek uit sy skooltas gehaal en maak dit oop op die bladsy wat vuil gesmeer is. Mamma kyk daarna. Met 'n prentjie hier en daar kan ons dit weer baie mooi herstel. Dit gaan dalk nog die boek beter laat lyk, maar voordat ons daarmee begin, dink ek jy het eers 'n ander taakie met Kyle om af te handel, Wilbert. Armand spring van sy stoel af. Ek weet, Boetie met Kyle se oë ook gaan toeslaan. Mamma kyk geskok na Armand. Het jy dan glad nie geluister toe mamma die gedeelte uit die Bybel gelees het nie, Armand? Armand knik sy kop. Ek het mooi geluister. Mamma het gelees dat jy nie net die een wang moet slaan nie, maar al 2. Wilbert gryp weer sy lip vas. Moet my asseblief nie laat lag nie. Dis vreeslik seer. Luana kan ook nie haar lag hou nie. Kom staan hier by my, Armand, dan verduidelik ek vir jou. As ek jou op jou een wang slaan, dan mag jy my nie terugslaan nie. Jy moet jou ander wang draai, dat ek dit ook kan slaan. Armand kyk met sy groot oë na sy mamma. Luana probeer my die mekaar maak, maar sy weet nie dat ek vinnig is en ek sal weghardloop nie. Mamma tel hom op haar skoot. Ek weet dit is vir jou moeilik om te verstaan, my kind, want dit is vir Wilbert ook moeilik. Maar Jesus wil nie hê dat daar 'n bekleierery moet wees nie. Hy wil hê ons moet almal lief wees vir mekaar, soos wat hy vir ons is. Mamma kyk na Wilbert. Toe, daar's die telefoon, Wilbert. Jy hoef nie eers daardie ekstra myl te stap nie.
Wilbert staan stadig op. Dis 'n kilometer, nie 'n myl nie. Kyle gaan dink ek kruip voor hom. Mamma skud haar kop. Nee, hy gaan nie. Jy gaan vir hom sê, Kyle, ek is jammer, ek moes nie vandag kwaad met kwaad vergeld het nie. Ek glo dat jy 'n ongeluk gehad het. Wilbert stap na die telefoon toe en skakel Kyle se nommer. Wanneer Kyle die telefoon beantwoord, herhaal Wilbert mamma se woorde. Mamma, Luana en Armand kan nie hoor wat Kyle sê nie, maar hulle kan hoor toe Wilbert sê, is alles reg, Kyle, ek vergewe jou en vergewe my ook asseblief. Fluit, vandag se Bybeltjie is uit. Vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybel vir jou Matteus 5 te lees. Kom ons vou die handjies, dan bid ons saam. Dierbare Here Jesus, leer ons asseblief om ander mense en diere te behandel soos wat ons graag behandel wil word. Amen.